Hartlike goeiemôre, good morning. Daar sê baie dankie vir daai noot, Pieter. Die naweek is verby en ons staan gereed om hierdie nuwe week saam met julle af te skop. Nou daar is 'n propvol program wat wag en ek weet ou Pieter spits sy oortjies om te weet kyk wat net. lê voor. Vandag gesels ons oor die belangrike rol wat aptekers speel om Suid-Afrikaners gesond te hou. Ons vier ook aan Sumay de Beer se nuwe Suid-Afrikaanse paalspring rekord, maak 'n draai by Olympic Paints en kyk na die kleurvolle gesinsmusiekblyspel The Big Bad Musical. Ek kan nie wag nie, klink sommer baie lekker. Gaan jy nie nou kyk of jy ook so 'n bietjie kan paalspring? Kyk, dis net die een sport waarvoor ek nog altyd gewonder het net. Dit lyk goed, dit lyk lekker, maar of dit so maklik is as wat dit lyk, I don't know. Dit lyk vir my eintlik baie moeilik. Ek moet eerlik met jou wees. Ek dink ook nogal. Want jy moet dit so presies reg kry, nê? Ek het al gesien, ek sal baie keer seker maar die paal kon vas laat steek, maar boor gaan, nee wat ek sê, net daar gaan. Onderdeur gaan. Onderdeur. Dis maar soos hoogspring, jy weet, ek het met hoogspring ook baie kere eerder onderdeur laat geseil as boor. Ek was te bang geweest, so ek het aspris onderdeur Jy so gaan geduik. gryp. Dan was die onderwyser gewoonlik nooit beïndruk met my nie. Nou weet jy so Els, as jy weet, jy weet nou nog nie kinders het en goeders die, kan jy nogal dink dat daar 'n frustrasie is vir ouens soos ons, veral as jy kleuters het en so, en jy gaan op vakansie, en jy dink jy het nou hierdie lekker see vakansie, maar dan is dit reënerig vir 3 of 4 dae in 'n ry, en dan, wat doen jy met die kinders? Ja, dit sal my vraag aan jou wees. Wat doen julle met die Ek kan jou kinders? vertel, Ja? jy sluit hulle in 'n kamer toe, en nee, ek maak net 'n grapie, hier is 'n bietjie raad, wat ek ook nou al gevolg het, maar dit kos bietjie tyd en maar nee. As die koue, reënerige weer jou en die kinders hierdie wintervakansie letterlik teen die mure uitdryf, moenie bekommerd wees nie. Hier is 'n paar binnenshuise aktiwiteite. Trouwens, van die lekkerste winteravonture gebeur juis binnenshuis. As julle gesin 'n kompeterende kant het, is binnenshuis 'n go-kart beslis 'n wenner om die adrenalien so bietjie te laat pomp. Met klimaatbeheerde bane by die wedrenne aan, al giet dit buite. Wil julle 'n bietjie energie verbrand? Trampolienparke is altyd 'n treffer. Van reuse trampoliens en putte met spons tot trampolien trefwal. Daar's genoeg om kinders en volwassenes ure lank besig te hou. Of verruil verfkoels vir laserstrale met 'n opwindende laser tag uitstappie. Julle kry al die opwinding van die jaagtog sonder om oor die meer weer bekommerd te wees en ook bekommerd te wees of jy 'n lyf vol bloukolle gaan huis toe gaan mee. As jy eerder raaisels oplos as adrenalien soek, is 'n ontsnap kamer 'n uitstekende keuse. Ja, werk saam en jaag teen die klok terwyl jy leidrade ontsyfer en geheime oplos, of jy nou uit 'n seerowerskip of 'n spookhuis probeer ontsnap, of selfs 'n bankroof beplan. Daai ene klink interessant. En as tuis bly vir julle na die perfekte plan klink, is dit net so lekker. Haal 'n legkaart uit, raak kreatief met verfprojek of omskep die sitkamer in 'n bioskoop vir 'n tematiese filmmarathon. Natuurlik met hoop springmielies. Mens kan kreatief wees binnenshuis, inderdaad, sonder dat dit jou baie geld kos. Jy het net een stukkie gemis daar, springmielies met Astros. Springmielies met Astros, ja, jy weet. Dis hoe mense dit Die moet soet eet. en die sout wat alles bymekaar kom. Verstaan jy? Nee, ek kan dink 'n mens moet nogal kreatief wees wanneer jy 'n ouer wil wees. Ja, ek het nogal baie, jy weet, hierdie huisies gebou, wat jy die banke en die kombers en tafels en alles, en dan onder deur die stoel en al daai geite. Deesdae wil die knie nie meer so noodwendig so saamwerk nie, maar eintlik die groot rede, die tieners wil ook nie meer speel, soos wat hulle altyd gespeel het binne die huis, die wat hulle hou vir hulle self gelukkig besig. Ek dink kinders oor die algemeen, ek wonder of daar nog baie kinders is wat iets soos 'n tent, jy weet, kom ons stel dit dan so, die leefvertrek in 'n kampterrein omskep. Ja, wat hulle 'n lekker fort bou of dink jy dit gebeur nie? Ek weet nie. Ek dink dit moet gebeur vir jou nog. sê, ek onthou ek is bietjie agter. Ja, maar ek dink tot dit gebeur nog. Dit hang maar alles af van die ouers af ook. Of jy slaan 'n tent op buite in die erf en vanaand kamp jy buite. In die veiligheid van jou erf. Verkieslik dan nou nie in die winter nie. Ja, Ek dink dit definitief kan nie in die lekker wees winter nie. nie. Definitief nie in die winter nie. Elsma, het jy al hierdie escape rooms gesien, die ontsnappingskamers? Ek het nog nie daarvan gehoor. Ja, maar ek ek was nog nooit deel daarvan gewees nie. Wonder of het ons so ietsie so in Suid-Afrika? Ons moet daar. Ek dink daar is definitief 'n paar daarvan, maar ek was so rukkie terug het ons 'n insetsel gaan vervaardig in die veld en okay. toe het hulle gesê hulle het ook so
'n soort konsep. Aha, Hulle het juis gesê hulle wil vir Pieter Koen daar hê. So ek Hoe sê is na die dit? tyd 'n bietjie meer Ons gaan vertel, kan jy saam, dalk ons gaan gaan saam. inloer. laat ons hom aandurf. Great Goed. minds think alike. Hier kom ons uit die kamer uit. Wel, is jy gereed vir nog 'n ander Ek interessante is, brokkie? laat hom loop. Goed, nou wanneer 'n mens die woorde groot muur hoor, dink 'n mens gewoonlik dadelik aan China, maar Afrika is besig met 'n heel ander soort muur. Een wat van herstelde landskappe, woude en landbougrond gemaak is. Nou dit staan bekend as die Groot Groen Muur en die projek strek oor 8000 km vanaf Senegal aan die Atlantiese kus tot by Djibouti aan die Rooi See. Die inisiatief is in 2007 deur die Afrika Unie van stapel gestuur. Nou die doel is om woestynvorming te beveg, verslane grond te herstel, voedselsekerheid te verbeter, werksgeleenthede te skep en ook gemeenskappe te help om by klimaatsverandering aan te pas. Hoewel die oorspronklike plan 'n aaneenlopende gordel van bome was, het die projek intussen ontwikkel in 'n reeks herstelpogings wat by elke streek se behoeftes aanpas. Dit sluit die plant van inheemse bome, die herstel van gras en vlei lande, die verbetering van grondgehalte, die opgaar van reënwater en die bevordering van meer volhoubare boerderymetodes in. Teen 2030 hoop die Groot Groen Muur projek om 100 miljoen hektaar se beskadigde grond te herstel, 250 miljoen ton koolstofdioksied op te vang en 10 miljoen groen werksgeleenthede regoor Afrika te skep. Meer as 20 Afrika lande is reeds betrokke en sowat 30 miljoen hektaar is klaar herstel in lande soos Senegal, Ethiopië, Nigerië en Niger. Kenners meen die projek is tans een van die wêreld se grootste inisiatiewe om ekostelsels te herstel. Wonderlike projek. Ek hou daarvan. Nee, alles omtrent dit klink vir my Ja. net positief. Ek dink dit sal lekker wees om ook deel te kan uitmaak van so 'n projek of dis dalk baie aansteeklik as die mense ook nou sien die sukses daarvan en hoe die dinge gebeur. Ja, dis baie nice. Well done. En jy weet werksgeleenthede, werkloosheid Yep. is oor die algemeen onder die loep. So ek dink op die einde van die dag is dit vir my goed om te weet dat met so 'n projek of deur middel van so 'n projek daar baie werk geskep kan word in die proses. En ondanks alles wat 'n ou ook maar van tyd tot tyd lees en goeters oor aardeverwarming en besoedeling en al daai goed, is daar nog steeds mense wat alles probeer om te sorg dat ons nog steeds aan die mooi kant ook dink. Die Groot Groen Muur. Die Groot Groen Muur. Dit kan nogal 'n tongknoper wees Dit die dag kan. as hy wil, nê. Nee. En gaste het kom kuier by die Groot Groen Muur. Ja. Jy kry dit heel goed reg. Dis ook nou net seker die tyd van die oggend. Vra my 'n bietjie later as die son nou mooi uit is en ons hom gesien het, dan gaan ek sukkel met die Groot Groen Muur. In elk geval, hulle het 5 en 'n half jaar oor om nog wat 60 miljoen hektaar of so iets. Want jy het gesê hulle wil 100 miljoen hektaar op die einde Teen 2030, nê. Nee. teen 2030. Ja, so ek dink daar lê nog 'n rukkie voor, maar ek dink hulle sal dit kan doen. Hulle Ons sal is dit seker kan optimisties. regkry. Ja, lekker. Ons moet meer sulke inisiatiewe ook aan die dag vasvat en so aan. Soos boomplantdag. Onthou jy daar was altyd 'n boomplantdag of dink ek nou baie jare terug. Is daar nog 'n boomplantdag? Ek weet nie. Daar moet nog 'n boomplantdag Jy wees. het al bome geplant. Nee, voordat ons 'n boom plant, moet 'n ou seker net eers die gate grawe en seker maak daar is 'n ou plekkie waar jy die boom kan plant. Intussen gaan ons nog 'n vars koppie koffie kry wat ons vanmôre het en my kollega het niks eers daaroor gesê nie, maar ek het vir jou 'n vars koppie koffie gemaak vanmôre. Bly julle waar julle is. Ons is nou weer terug. Vir baie Suid-Afrikaners is die apteek die eerste plek waar hulle aanklop wanneer hulle siek voel of gesondheidsadvies nodig het. Maar hoe groot is die rol wat aptekers en ander apteekpersoneel speel om seker te maak dat die mense die regte behandeling ontvang? Die direkteur van die Aptekersinstituut, Jana de Necker, sluit nou by ons aan om meer hieroor te gesels. Baie welkom hier by ons. Baie dankie, Elsa. Goed, nou baie mense besoek eers 'n apteek voordat hulle 'n dokter gaan sien. Hoekom het apteke so 'n belangrike eerste kontakpunt in gesondheidsorg geword, dink jy? Ja, ek dink is so 'n goeie vraag in die mediese klimaat wat ons nou is en ons weet baie mense gaan na klinieke toe en daai wagperiode is verskriklik lank en baie mense kan nie 'n dag afstaan om na klinieke toe te gaan nie. En waar apteke so toeganklik is waar jy letterlik by party apteke 24 uur kan gaan
aanklop sonder 'n afspraak om met 'n opgeleide mediese persoon te praat om advies of leiding te kry. So in daai opsig is dit so 'n bietjie meer gerieflik ook, nee, Ja. vir mense. Nee. Nou, wanneer iemand by die toonbank dan nou vra, wat kan ek vir hierdie hoes gebruik byvoorbeeld? Hoeveel kennis en beoordeling seker gaan daar werklik gepaard met so 'n besluit of dan nou daai raad wat gedeel word? Ja, so omdat hulle mediese opleiding het, so aptekers en hulle personeel, assesseer hulle jou, soos wat 'n dokter jou sal assesseer, maar hulle weet wat se vrae om te vra, wat se simptome om na te kyk, en omdat hulle altyd opgelei is en hulle kennis opknap, kan hulle kyk deur daai vrae te vra en te sien wat jy beantwoord, om te sien wat daai rooi vla is of red flags, Ja. om seker te maak dat jy of oor die toonbank medikasie kan kry, of dan aangewys moet word na 'n dokter of 'n toepaslike mediese hulpbron. 'n Ander belangrike kwessie waarby ek baie graag wil uitkom, is die feit dat daar deesdae soveel inligting beskikbaar is op die internet. Ek wil ook vra, hoe beïnvloed dit dan die aptekerswese en daai raad wat gedeel moet word, want dit is maklik vir mense om inligting te bekom. Ja, dit is verskriklik maklik, en ek dink ons almal het al baie daai fout gemaak om jou vir Dr. Google te vra, dis wat ons hulle noem, maar om 'n goeie onderskeiding te maak is dat in die internet gee vir jou inligting en baie keer uit konteks uit, waar aptekers advies vir jou gee. En met hulle opleiding en aaneenlopende opleiding is dit weet hulle wat se advies om te gee, en hulle assesseer jou as persoon gebaseer op jou simptome, jou agtergrond, wat se medikasie jy op is, om vir jou die regte aanbevelings te maak en die beste gesondheidsorg te gee. Ja. So daai interaksie is nogal belangrik, Baie want ek dink baie mense is bekommerd ook in vandag se tyd wanneer jy mens kyk na hierdie robotte wat deesdae mense analiseer en dan nou wil, jy weet, vir hulle medikasie en so wil voorskryf. Maar goed, hoe weet 'n apteker wanneer iemand, jy weet, veilig self behandel kan word en wanneer dit miskien tyd is om eerder na 'n dokter verwys te word? Ja, so daai rooi vla wat Ja. hulle opgelei is om in te sien, Ja. is verskriklik belangrik, en dit hang af van persoon tot persoon, van simptooms tot 'n simptoom, en dit is omdat hulle so opgelei is en heeltyd opgelei word om te kyk na die verskillende simptome van die persoon, maar ook die nuutste navorsing, die nuutste medisyne op die mark en ook die nuutste gesondheidsriglyne. Nou so gepraat daarvan, medikasie en behandeling verander voortdurend. So hoe belangrik is dit vir aptekers om op datum te bly met die jongste beskikbare inligting? En ek wonder ook of dit nie miskien ook 'n bietjie uitdagend is om op datum te bly nie. Ja, so alles verander so vinnig in ons wêreld. Ek dink die tyd wat ons nou in bly, die mediese landskap is presies dieselfde. En daai kennisopknapping is verskriklik belangrik. Ja. En dit is waar ons as Pharmacy Instituut ontstaan het, is om daai gaping te sien, dat omdat alles so vinnig beweeg, hoe belangrik aaneenlopende kennis is om opgelei te word, om daai nuutste kennis van te weet. Jy verwys dan na die Pharmacy Instituut. Wat is die rol van die instituut? So ons is 'n onafhanklike opleidingsinstituut, Ja. en dit het uit 'n passie bestaan van ons span, waar ons 'n gaping gesien het vir aaneenlopende opleiding, spesifiek in die aptekers en apteekpersoneel omgewing, sodat ons daai inligting toeganklik kan maak vir enige apteker personeel, en wat hulle die kennis kan kry om opleiding te kry oor die nuutste medikasie. En soos ek gesê het, ek weet ek herhaal myself, maar nuutste kennis, nuutste medikasie en gesondheidsriglyne.
En ook net kortliks, maar hoe lyk die belangstelling, jy weet, wanneer dit kom by daai opleiding? Ja, so ons het tans meer as 3.200 of Sure. 13.200 members of Ja. mense, aptekers en apteekpersoneel op die platform. En ja, dit is indrukwekkend om te sien hoe waardevol hulle dit vind. Nou, watter raad het jy miskien vir mense om die meeste uit 'n besoek aan die apteek te kry en ook seker te maak dat hulle die regte raad ontvang? So ja, dis baie interessant vir my want dis so belangrik om te sien tussen net te sien as aptekers of apteekpersoneel as mense wat vir jou medisyne oorhandig en hulle te sien as 'n toeganklike mediese hulpbron want hulle is baie opgelei, hulle het 'n goeie agtergrond van medikasie en om jou te behandel op jou simptome. So ja, daai agtergrond is verskriklik belangrik en hulle weet wat nou aangaan in die mediese landskap. En om jou te help of dit nou is oor jou medikasie, wat in jou medikasie is, hoekom hierdie medikasie beter is as byvoorbeeld 'n ander een en hoe dit vir jou toepaslik is as met al jou ons almal is individue en anders en met 'n ander mediese agtergrond. So hoe belangrik dit is vir jou as persoon. Natuurlik. Hoe sien jy die toekoms van aptekerswese in spesifiek Suid-Afrika en dalk wil jy selfs 'n bietjie uitbrei oor op internasionale vlak ook? Ja, ek dink dis interessant want alles loop so vinnig. Alles verander die hele tyd. En ek dink daai opleiding, kennisopknapping is so belangrik en veral in ons Suid-Afrika waar ons baie mense nie toegang het en daar altyd kostes verbonde is dit so 'n toeganklike bron van inligting en meer belangriker dink ek advies wat hulle vir jou kan gee gebaseer in mediese inligting. En ek dink dit is nogal iets wat mense moet verstaan oor die algemeen, nê, want ek dink dis presies dit. Ons het nou verwys na die feit dat tegnologie in vandag se tyd so 'n belangrike rol speel en almal spot oor die sogenaamde Dr. Google, maar jy sal, as ek reg verstaan, mense werklik aanbeveel om dan eers apteek toe te gaan en daar met iemand te kan gesels, want ek meen dikwels en dit is so, weet ek dink baie keer is daar simptome en 'n mens kan min of meer aflei. Hierdie is griepsimptome. So die meeste van die tyd kan dit op so 'n manier opgelos word wanneer mense dan spesifiek fokus op iets soos die finansiële impak daarvan, jy weet, en dit nie kan bekostig om noodwendig na 'n dokter toe te gaan. Ja, definitief. Ja, en ek dink met die internet wat so maklik toeganklik is, praat jy met 'n robot meeste van die tyd. Ja. En ek dink daai geselskap en daai mens tot mens is net so belangrik om regtig 'n gemeenskap te hê in die gesondheidswêreld. Wat gesonder gemeenskappe of wat tot gesonder gemeenskappe kan lei. En ja, nie net 'n one-sided, excuse vir die Engels, maar one-sided robot antwoord te kry nie. Ek sien heeltemal saam met jou, want baie keer word daar vrae gevra en dit is op die einde van die dag hoe 'n mens by die werklike diagnose kan uitkom. Baie dankie vir jou tyd vanoggend en ons hou die vordering van die instituut ook met groot belangstelling dop. Baie dankie Elsa, dit was 'n voorreg. Goed, jy kan ingeskakel bly. Ons is net hierna terug met sport. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, lekker om jou saam met ons te hê. Nou ja, sy het sopas geskiedenis gemaak deur die Suid-Afrikaanse en Afrika paalspringrekord met 'n ongelooflike sprong van 4 meter en 50 sentimeter in Switserland te verbeter. Op net 18-jarige ouderdom is Ansumay de Beer besig om haar naam behoorlik en stewig tussen die land se grootste atletiektalente te vestig. Lekker om haar saam met ons te hê al die pad van Stellenbosch af. Ansumay, wel gedaan en ek is regtig, ek dink ek praat vir die res van Suid-Afrika en Afrika as ek sê baie trots op jou. Hoe die rekord gevoel toe jy uiteindelik oor die bar is, die kruislat as jy sou wou en geweet het dis nou sulke tyd. Baie dankie dat ek hier so saam met julle kan wees. Dit was 'n ongelooflike gevoel net van
verligting en van overwhelming happiness. So dit was great. Ek kyk altyd na paalspring en dan dink ek dit moet sekerlik een van die mees tegniese van die baan en veld items wees. Daar's spoed wat jy nodig het terwyl jy aanhardloop. Daar is 'n tipe van gimnastiekkrag wat jy nodig het en selfs so 'n bietjie ballet daarbey ingegooi. Hoe het jy by paalspring opgeëindig? Hoe het dit gebeur? Ja, ek dink ek het maar net altyd in die laerskool, ek het gimnastiek gedoen toe ek baie jonger was. En ek het altyd op laerskool, ek het hekkies en sprints gedoen en net altyd gesien hoe hierdie groter kinders paalspring doen en ek het gedink, wow, dit lyk so lekker, ek wil so graag dit doen. So ek het net van laerskool af okay, as ek hoërskool is, dit is die eerste ding wat ek mee begin. So ek was net altyd so excited om dit te probeer. En wat het dit gevat om uiteindelik die ding onder die knie te kry? Want ek meen, laat mens eerlik wees, dis 'n kwessie van 'n paar millimeter hierdie kant toe of daai kant toe waar jy die paal plant en dinge is of reg of dis verkeerd. Yes. Nee, dit is 'n baie tegniese sport. Ek meen, dis 1000 dinge wat ek aan moet dink in soos 'n paar sekondes. So dit is definitief, dis baie moeilik en dit vat 'n rukkie. Ek dink dit is een van die sporte wat jy die langste vat om eers reg te kry, maar sodra jy dit reg kry, dan snap iets in jou kop en dan voel dit soos tweede natuur. Jy noem 'n baie interessante ding, jy praat van al hierdie duisende dinge wat deur jou kop gaan, maar heel duidelik is dit nie wat jy kan toelaat nie. Is daar wat golfspelers 'n pre-shot routine noem waar jy een of twee dinge dink en dan terwyl jy aangehardloop kom, is dit waaraan jy dink? Hoe sonder jy al daai gedagtes af? Nee, ek stem 100% saam. Dis soveel klein goedjies wat ek moet probeer uit my kop uitkry. My coach sê altyd vir my, fokus op hard ingaan of fokus op dit of dit. So ek probeer altyd net soos fokus op een ding wat die belangrikste is, van gewoonlik as jy nou weet hoe om dit te doen en as jy 'n goeie plan het wat jy begin of 'n goeie aanloop het, dan alles hang eintlik daarvan af. So ek probeer maar net op een of twee goed op 'n slag fokus. En wat sou hulle wees? Wel definitief om jy weet vol selfvertroue en vol spoed in die sprong in te gaan, dat ek soveel as moontlik krag en energie in die paal insit. So dit is altyd een van die grootste dinge, want ek meen jy kan nie huiwerig wees as jy daar kom nie, jy baie seer kry. So met ander woorde, die Engelse woord weer eens is baie mooi, dit vat baie commitment. Definitief. Ek wou alreeds, gelukkig, ek ken 'n hele paar wonderlike en wêreldklas paalspringers wat al hierdie ding vir my gesê het. As jy daar heel bo kom, voete gaan oor, bors moet oorgaan en dan oor aan die ander kant. En as mens begin val, is daar ooit bang daarbo? Ek dink paalspringers is so, ek weet nie hoe anders om dit te sê nie, maar ek dink hulle chase so daai gevoel van die val, want dit is so lekker, dit voel net of jy vlieg, verstaan? En men die mat is daarom redelik sag, so dit's nooit daai bang gevoel van ek gaan seer kry nie. Dit's eintlik maar net lekker. Maar dit is daarom 4,5 meter, dis 'n entjie om te val, nie waar nie? Ja, nee, dit is. Sê vir my, Ansumay, as jy praat oor jou afrigter, vertel vir ons van julle verhouding en hoe julle by mekaar uitgekom het, want ek dink dis ook een van die items waar daar ongelooflik baie vertroue moet wees tussen afrigter en atleet. Nee, definitief. Ek was, toe ek begin het met paalspring by coach Henny Els in Sasolburg, awesome coach gewees, maar graad 9 het ek Stellenbosch toe gekom vir 'n beurs van EnduroCat en ek was so jaar of 2 by 'n ander coach en toe skuif ek oor na oom Louis toe. So nee, ek dink trust is 'n baie belangrike ding. Ek meen jy moet hom trust om die besluite te maak van dis 4,5 meter in die lug. Dis hoog, dit is belangrik. So nee, ek dink ons verhouding is baie goed. Ek dink ek trust hom 100%. Daar's geen twyfel as hy vir my sê om iets te doen nie. So ek dink dit gaan perfek. Ek neem aan EnduroCat het beslis jou lewe verander. Dit begin deur Ilana Meyer, natuurlik 'n Olimpiese medalje atleet, silwer medalje atleet. As jy skouers skuur met sulke mense op 'n daaglikse basis, dit maak mens vanselfsprekend effens beter, nie waar nie?
Nee, 100% en Derek het definitief sulke groot impak gehad net op my sport en op my lewe. Ek meen, ek was 'n klein dogtertjie in Sasolburg wat nou net met paalspring begin het, niks regtig weet wat aangaan nie en nie baie geleenthede gehad het nie en Derek het net soveel deure oopgemaak en net op daai next level my gebring. So dis amazing wat hulle doen en dis great om net in die omte te wees van sulke groot sterre. So dis great. Ansemaid, op die oomblik is daar vir my amper 'n massiewe herlewing in Suid-Afrikaanse atletiek. Daar's jong atlete soos jy wat deurkom en daar's baie van hulle wat deurkom. Al die pad van die nalope af, padwedlope en nou selfs in die velditems met jou en 'n hele paar ander. Wat dink jy het dit bygebring? Hoe dit begin gebeur? Ek stem 100% saam. Ek het net nou dag gedink daaraan hoe atletiek elke jaar in Suid-Afrika verbeter en selfs met paalspring, daar was nooit baie paalspringers nie en ek voel dit raak elke jaar meer en almal word beter. So ek dink dit is great om so iets te sien. Ek dink dit is maar net as gevolg van onderhoude soos hierdie en klein goedjies en die internet wat net klein en jonger kinders net daai soos idee gee van jy kan iets doen, jy hoef nie terug te hou nie, soos hier is ek, hier doen ek dit, jy kan dit ook doen. So ek dink dis maar net sulke goeders wat 'n baie groter impak het as wat mens besef. En van die sleutelvrae, hoe hoog kan jong juffrou De Beer nog spring? Wat het jy in jou agterkop? Kan jy dit met ons deel? Ek dink ek het baie planne en idees en dinge wat ek graag wil bereik en baie hoër hoogtes wat ek wil bereik, maar ek probeer om nie te pinpoint wat se spesifieke hoogtes nie. Ek dink ek los alles nog altyd in die Here se hande en ek vertrou op hom. So wat ook al moet gebeur sal gebeur. So ek vertrou net 100% in die plan wat daar vir my is. Ek weet jy moet nog baie deelneem. Wat is volgende vir jou op jou kalender? Nou is ek besig om te oefen vir World Juniors in Oregon. Dit is nou Augustus. So dis nou minder as 'n maand uit. So ek is baie opgewonde en ek werk hard vir dit. Ek is absoluut seker jy gaan vir ons weer eens baie trots maak en ek kan net vir jou sê dis wonderlik om jong atlete soos jy op ons lig te hê. Ons is verskriklik trots op jou, Ansemaid De Beer. Baie dankie en welgedaan weer eens. 'n Splinternuwe Suid-Afrikaanse paalspringrekord 4 meter en 50 sekondes. Nou ja, so gepraat van jong rekords en nuwe rekords. As jy nou regtig wil weet hoe om kreatief te raak met 'n verfkwas in jou hand, moet jy bly net waar jy is hier op Goeiemôre Good Morning. Goeiemôre, ek is Nadine Vosloo en baie welkom by vandag se kreatiewe sessie. Nou ons almal, glo dit of nie, is blootgestel aan die drukke en die stote van die lewe. En partykeer veg ons so hard teen dit wat ons ervaar, maar soms moet jy net laat gaan en weet dat op die einde alles met 'n goeie doel meewerk. Vandag gaan ons kreatiewe sessie gepaard gaan met airdrying klein. Nou soos julle kan sien, het ek al baie hard aan hierdie ene gewerk. En ek gaan jou inspireer om skepend en kreatief te wees. Nou die waarde van kreatiwiteit is meer as wat ons besef. Nie net alleen help dit ons om beter probleemoplossingstegnieke te bemeester nie, maar dit gee ons ook 'n positiewe uitkyk op die lewe. Selfs vanoggend in die verkeer moet jy kreatief kan dink om bane te ruil en om moontlike stampe en stote mis te loop. Nou kom ons kyk hoe ons met drukke en stote kreatief kan wees. Ons het ons airdry klei, ons het sommer 'n inkroller en ons rol ons klei plat as dit wil saamwerk. Nou die dikte
maak nie jy saak vir hierdie proses waarmee ons besig is nie. Die belangrikste is om die proses te vertrou. Selfs diamante en edelgesteentes moet deur baie druk gaan om op die einde van die dag waardevol te kan wees. En dit gee ons karakter. Nou om karakter op my airdraai klei aan te wend, gebruik ek 'n stensel, my inkroller en ek maak seker dat die stukkie klei wat ek uitrol min of meer egalig is. Nou hierdie gee net ekstra karakter en patroon op my oppervlak. Nou wanneer ek dit afhaal, kan daar 'n paar goed met die klei gebeur. Jy kan met 'n koekiedrukker vir jou coastertjies uitdruk, maar vanoggend gaan ek iets anders doen. Goed, so ons het 'n koekiedrukker. Op my klei is daar 'n pragtige patroon en wat ek doen is ek druk, verwyder die oortollige klei en ek haal dit net van my werksoppervlak af sodat ek weet wanneer ek die volgende stap gaan aanwend dat dit mooi gaan uitwerk. So kan jy sien hoe mooi dit lyk op hierdie oppervlak. As hy so droog word, het jy 'n coaster wat jy kan gebruik om jou bekers en glase op te plaas. Maar ons gaan iets anders doen. Ek gebruik die agterkant van 'n verfkwas en ek maak gaatjies in my ligdroog klei. Jy kan ook 'n strooitjie gebruik, dit sal net so goed werk. En ek beweeg dit net sodat daar 'n mooi sirkelpatroon in my klei gemaak word. Enige stenselpatroon kan gebruik word. So ek het 'n hele paar gaatjies in my klei. Dit gaan later duidelik word waarvoor dit gebruik word. Alles werk uit. Goed, so daar is nou my sirkeltjie wat met die koekiedrukker gemaak is met addisionele sirkels in my klein pragtige patroon op. Dit moet nou droog word, maar in 'n kolwyntjiepan of muffinpan. So ek plaas dit nou daarin sodat hy effe van 'n ronding maak. En dit is hoe hy droog word. Wanneer hy droog is dit dan hoe hy lyk. Nou kan jy besluit watse kleur jy dit wil verf. Ek gebruik Rose Bisque van die Olympic Paints reeks. En sonder 'n onderlaag verf ek dit bo op my airdraai klei. Belangrik eers wanneer dit droog is. Kleur is 'n persoonlike keuse. Ons almal is verskillend en dis wat die lewe interessant en lekker maak. So embrace die feit dat jy nie noodwendig in 'n vorm pas nie en dat jy anders is. Plaas dit lekker mooi, egalig op my oppervlak en jy kan ook die onderkant verf, doen wat jou gelukkig maak. En dan kan jy dit bo op 'n glasfles plaas. Belangrik is dat jy net vooraf bepaal dat die sirkel mooi op die fles gaan pas. En wat ek nou doen is ek rangskik my blommerangskikking binne in hierdie vorm wat ek pas gemaak het. So jy het minder plante nodig, blomme nodig en jy kan mooi bepaal dat alles lê soos wat jy dit graag wil laat lê. Wanneer jy weer beheer oor jou lewe het, wanneer daai stampe en stote en drukke plaasgevind het, dan maak jy seker dat jy vir jou lewe betekenis gee. En dat jy dit wat om jou is, mooi maak en organiseer. En jy maak dit nou vol soos wat jy dit graag wil hê. En daar het jy 'n pragtige oplossing om dinge in jou lewe te herrangskik. Maak nie saak wanneer daai drukke en stote gebeur nie. Weet net dat jy nie alleen is nie. En aan die einde van die dag sal alles goed meewerk. You've got this.
Julle sal onthou dat ons verlede week 'n bietjie met John Boucher gesels het oor die komende vuur en vlam plaaskuier wat in Bloemfontein gaan plaasvind. Nou ja, nog iemand het hand opgesteek en gesê, luister, ek wil ook deel wat julle te wagte kan wees. Kom ons luister. Goeiemôre Pieter, dit is Ry Kleinhans hierso. Nou ek het gehoor jy het met John Boucher gesels oor die vuur en vlam plaaskuier die 18de Julie. En ek is baie opgewonde om julle te laat weet. Ek gaan ook daar wees. Ek sien vrek baie uit. Ons gaan lekker die bokke ondersteun en dan daarna gaan ons 'n groot plaas sokkie hou en natuurlik is John Boucher en Tashay ook daar. Nou ek weet die mense is bietjie op hulle senuwees altyd om te bestuur, veral as die bokke speel. Nou jy sal nie glo nie, die Cheetahs het hulle hand opgesteek en gesê, hoorie, ons stel ons toerbus beskikbaar vir julle om die mense aan te ry na Middelwater Geelklip toe. So baie dankie Cheetahs, die mense het nou nie meer verskoning nie. Ons wil almal daarso sien die 18de Julie by Middelwater Geelklip. Bring jou bokkie, ons gaan sokkie. Ons sien jou daar. Cheers. So what if the big bad wolf finally got his day in court? That's exactly the question at the heart of the Big Bad Musical. A fun-filled family production coming to the Roodepoort Theatre this July. Joining us now is co-producer and musical director Gemma Marinus and actor John Sinoli, who plays Judge Wise Old Man in the show. Yeah, the wise old man. You look like a wise old man. Good morning, guys. Good morning. Welcome, Gemma. Now, for people who do not know, what can they expect when, it's the Big Bad Musical, when we enter the theatre? So it's really interactive. Basically, the big bad wolf has been taken to court by Fairy Tale Land for being a menace. So the three little pigs for blowing down the three little pigs' houses, for stealing sheep, and now they've decided this is enough. There was a previous trial where a giant fell on the jury, so it was a mistrial. So now it's important now that he gets what he deserves. But the audience are the people that actually decide whether he's guilty or innocent. So we hear both sides of the story. We hear from Miss Muffet, and we hear from Three Little Pigs, and we hear from Boy Who Cried Wolf, all their stories of what he's done. And then we hear from the wolf. And at the end, the audience then get to decide whether he is guilty or innocent. Or innocent. Yeah. So listen, typically, not a typical fairy tale story. And the courtroom setting, the crowd participation, that must be something different, especially for you as the cast on the stage. Yeah, for sure. John? Yeah, it's an interesting one, but it's a lot of fun as well. It keeps you on your toes. I think crowd participation is really cool because it allows also for us to think on our toes as an actor. It's like you don't know where this thing is going. It could go anyway. And how this show has been set is we've worked for the past few weeks on these two different endings. And it's a lot of fun. Very challenging, but a lot of fun. So your role is obviously the wise old man. Yes. It's quite an important job, I reckon. Quite important, sir. Quite important. The responsibility that I have is quite important, yes. He's a little bit of an off-the-wall judge, so he's not usually what you would expect in a courtroom. True. He has lots of wise things to say that some would say are perhaps not as wise as what everyone thinks that they are. Yes. Yeah. Listen, and because of the audience participation, the verdict usually is not what you guys expect because you have to be on your toes. It's either or. Yeah. Yeah, it affects everything. So we've had to plot different lighting for each verdict. We've had to change the lyrics in the finale song according to the verdict. So John has to remember whether it's good or bad in the finale. The whole cast, all of the script is different on both endings. So yeah, it's quite a task to undertake, but I think it's a fun one. Yeah. Absolutely. And obviously you as the cast always have to be on your toes as well, being so that you know what the verdict is at the end of the day. Yeah. Yeah. And if he's guilty, you're happy as the wise old man, and when he's not innocent, I do prefer when he's guilty. Yeah. I think
just for the song choice. Yeah. Is the guilty verdict is the most fun. And I think my cast members can attest to that as well. It's like the guilty verdict is a lot of fun. The song as well. At the end of whatever verdict we give, there's a song that's sung. And literally, I always have a problem with singing one line. It's just a good or a bad. But when you're thinking about it and you're in the song, you forget because you're in the moment. It's exciting. It's nice. But yeah, I've got to get that right. You know. Gemma, so obviously this has been staged about a decade ago. Yeah. And why do you feel it's right now, or the time is right? So, yeah, 10 years ago was the first time that we did this with Roodepoort Theatre. Stageworks has been on quite a journey since then. So we've now got one of the girls that's playing one of the leads was 8 at the time, and she played a mouse in the original production, and now she's one of the leads. So we've had a whole bunch of grads that have left and had lives that have now come back to be part of this production, which is amazing for me to see. We've also got like our stage manager, who now has a name for herself as a stage manager in the industry, was originally in the show herself as well. But what we've done is we've taken the original book, which is by Alex Strum. He's a Canadian writer, and we updated the songs. So we've now taken away the songs that were originally in the production, and Matthew Marinas rewrote all of the songs so that they're up to date and kid friendly, and it's like gives you that earworm where you can't, the cast are all complaining that now these songs are going to be in their head like forever. And it just felt like the right time. It's full circle for us with Roodepoort Theatre. We've always had a really great relationship with them. Stageworks was born in Roodepoort Theatre, really. It's where we began. We then expanded and did some other wonderful things. Roodepoort Theatre has gone through an amazing refurbishment. It's such a beautiful theatre. I think it's like an unknown gem. And this is like my big pull now is to try to get people to see this theatre, because I don't think people quite understand how beautiful this theatre now is since the refurb. And it's been amazing working with people 10 years later, like walking back into that room again. So I gather it's obviously a lot of alumni from the program, the accelerator program. And teachers, people that are now teaching for us are starring in the show, and it's really beautiful. John, you've performed in a variety of productions over the years. What has made this one particularly interesting and fun to be part of? I love working with Gemma and Matt, just because they've taken the role of being mentors to me when I started out in this industry. And so taking direction from them for me it feels like just listening to my parent. And that's a good thing, John. Now you know. It's nice because they also give you room, man. I think Gemma knows, I will make every mistake in the book, but I'll learn from it. You know, they've given me the grace to be a human and to go through that and to, make mistakes and then get better at it. And I've been blessed enough to have opportunities outside of this establishment where I get to exercise my talents. And so coming back has been really nostalgic because I'm working with people that I was in school with. I'm working with people that were children when I started, and I'm seeing them in this light, and they've come into their own, and they're performers, and they're confident, and it's such a beautiful moment. I enjoy kids, and so being around them just keeps me youthful. I am dreading the idea of getting old. So he's like a wise old man. He is, right? Yes. So listen, guys, before the time runs out, when is this production? When can we go and see it? Where can we find out tickets and until when and so on? So tickets are at Web Tickets. They must just search Big Bad Musical Web Tickets on Google, or on the Roodepoort Theatre website, or on the Stageworks website. We open officially on the 19th. There's previews on the 16th and 17th, and we're running all the way until the 30th. We are doing specific school shows as well. So if there's any schools that want to come through to watch, there's really great learnings in there about not judging a book by its cover, and obviously them making the decision of right or wrong. So if there's any schools that want to come through, we have specific packages for them as well. Fabulous. Thank you for popping in.
Thank you. And, so Great, we'll thank you. definitely come and see the show. Amazing. Absolutely. Thank you. Daar het jy dit. Dit is ongelukkig ook dan al waarvoor ons tyd het vanoggend, maar wat 'n lekker manier om ook jou week te kon afskop. Van my en die res van die span, ons weet sommer dit gaan nie net 'n lekker dag wees nie, maar ook 'n lekker week. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. En luister, as jy nie 'n verskil kan maak nie, wees die verskil. Van ons almal tot en met môreoggend, lekker dag.